Ja, dis kosbaar om in die teenwoordigheid van die Here te vertoef en terwyl ons nou bid en ek besef net dat ek dink baie keer het ons nodig om te leer om te vertoef. Te leer om in te tap by die Here. Ons lewens is te besig, ons skedules is te vol, ons beweeg van die een ding na die volgende ding, en dis die ding met die teenwoordigheid van die Here, ons kan nie die Here in 'n skedule inpas nie, ons kan nie hom op 'n program of op 'n dagboek boek en sê, daai tydjie gaan ons nou vir die Here gee, en tog is dit wat ons baie keer wil doen, selfs in die kerk. Begeer 'n tyd wat ons miskien net voor die Here se voete kan lê, net in sy teenwoordigheid kan vertoef. As ek luister, is dit wat gister hier by die dames gebeur het, nee. Net vertoef het by die Here. Dit is my kosbaar. Ek wil vanoggend verder deel uit die woord wat die Here vir ons gee. En ons praat huidiglik in ons reeks oor die woordjie gemeenskap. En die uitnodiging is daar om te sê, kom in gemeenskap in. Moenie op die kantlyn staan nie, moenie ver staan nie, nie dat ek ook nou die mense innooi. Kom in gemeenskap in. En ek glo die Here daag ons uit om bietjie buite ons gemaksone te beweeg wanneer dit kom by gemeenskap, want ons is so geneig om mure te bou, heininge op te sit. Ons is versigtig om oop te maak, om te laat gaan, om ons ware ek vir die wêreld te wys. Want ons het miskien seer gekry. Ons het dalk ook groot geword in 'n stuk godsdienstigheid, waar jy 'n sekere masker opsit en 'n sekere manier lyk wanneer jy nou by die kerk aankom. Maar gemeenskap is nie dit nie. Ja, ons het begin en ons het gepraat, ons gesê dag op. Om in gemeenskap in te kom, het jy nodig om op te daag. Jou teenwoordigheid, die feit dat jy kom, die feit dat jy hier is, maak dat die Here met jou kan werk. Die tyd en die opoffering wat jy gee om te kom. En dan wanneer jy kom, het ons gesê, soek God. Hê jou fokus op die regte plek, soek die Here. Soek sy aangesig. Wees opsetlik en intentioneel om nie te kyk na al die goed wat potensieel jou kan irriteer nie. Want as ons krities gaan kyk na daai goed, dan mis ons dit. Wanneer ons kom by mekaar om die teenwoordigheid van die Here tyd te spandeer, om die woord van die Here te hoor, om in gemeenskap en geloof. Was my so mooi toe ek daai Sondag die vraag vra en die antwoorde wat uitgekom het van mense sê, maar dis hoekom ek kerk toe kom. Hier is die rede hoekom ek hier is. So het is belangrik om ons fokus reg te kry wanneer ons in gemeenskap wil kom. Laasweek het ons gepraat oor neem deel. So wanneer jy wel kom, jy het opgedaag, jy soek die Here, maar baie keer wil ons nog steeds anoniem, ons wil daar bly en ons is nog steeds versigtig, ons is nog nie daar waar ons, we're not joining in. Ons is nie in die kring nie. Ons het so 'n videoetjie wat ons wat rondom hierdie reeks, Andy Stanley wat 'n videoetjie maak en dit wys 'n jong dogtertjie, almal speel, ek dink is softball, almal speel saam, maar sy sit hier eenkant. Miskien dink sy kan nie saam speel, miskien dink sy kan nie goed genoeg die bal gooi nie, en sy sit hier eenkant. Maar almal het pret en almal geniet dit en almal lag en skater en hardloop en cheer vir mekaar, maar sy is hier eenkant. Tot op 'n punt waar iemand by haar kom staan en haar uitnooi en sê, maar kom, neem jy ook deel. En die oomblik toe sy deelneem, man, toe verander haar hele gelaat. En skielik geniet sy dit. En skielik hardloop sy en sy kan actually daai bal slaan. Besef sy het iets om te gee vir gemeenskap.
Baie keer dink ons, wat het ons om te gee? Wat het ons om te bied? En eintlik het ons soveel meer om te bied. Want in hierdie liggaam het jy 'n unieke deel wat net jy kan doen. En as jy nie hier is nie, en as jy nie deelneem nie, dan is ons armer as gevolg van dit. Dan mis ons uit, want jy het iets unieks om by te dra, want dis wat 'n liggaam doen. En vanoggend wil ek saam praat oor wees opreg. Wees opreg. Sjoe. Opregtheid. Opregtheid staan eintlik lynreg teenoor godsdienstigheid. Want godsdienstigheid is skynheiligheid. Godsdienstigheid is aanplakkerig. Gee voor. Dit is hoogheilig hier wanneer ons by mekaar is. Maar as jy my vang by die pub, Vrydag aand, kry jy 'n ander joke. As jy by my huis sou instap, gaan jy 'n ander persoon sien. As jy my vies het, daar by die petrolstasie, dan gaan jy dink, is dit dieselfde ou? Want godsdiens, Jesus het dit genoem, wit gepleisterde grafte. Buitekant lyk ons pragtig, maar binnekant is ons dood. Is ons leeg. So in gemeenskap is die uitnodiging daar om opreg te wees. Wanneer jy deelneem, doen dit in opregtheid. Wees genuine. Wat beteken opregtheid? Wees eerlik. Wees eerlik met mekaar, met ander, om jou. As jy nie 'n goeie dag beleef nie, jy hoef dit nie van die uit te basyn wanneer jy by die deur inkom nie, maar die persone wat jy ken, wees eerlik, sê, weet jy wat, dit gaan nie so goed nie. Dit gaan rof. Maar ek is hier, en in geloof wil ek sê, dit gaan goed. Julle hoor, so in geloof kan ons iets sê, maar ons moet ook eerlik kan wees met mekaar. Opregtheid is ook deursigtigheid. Ek is deursigtig. Ek laat toe dat mense die ware ek sien. Ek is soms ook broos. Broos. Genuine. Ek is ook meelewend. Opreg meelewend. Ek is gemaklik om myself te wees. Wanneer jy opreg is jy jouself. En jy vertrou dat dit wat jy het om te bied genoeg is. Jy dink nie, want dit is wat die vyand jou wil laat dink, maar wat het jy om te gee? Jy's te boring. Jy's te vol issues. As jy die klomp weet wie jy is, gaan hulle nie eers met jou wil kuier nie. Nee. Jy kan jouself wees. Jy's waardig. Jy's genoegsaam. En ons wil jou leer ken vir wie jy is. Dis my alles 'n opregtheid. Nou, 'n skriffie wat ek mee wil begin is in 1 Korintiërs 1 vers 9. 1 Korintiërs 1 vers 9, jy's welkom om jou Bybel oop te maak. Ek onthou 'n klompie jare terug, 'n mentor van my, ek verwys baie na 'n tannie in Ermelo, wat my geleer het oor disippelskap. Haar naam was Rikkie. Die eerste keer wat ek hierdie skriffie raak gesien het, is toe sy my geleer het, hier is jou roeping. Hier is jou roeping as gelowige. 1 Korintiërs 1 vers 9 sê, God is getrou, deur wie julle geroep is. Sê saam met my, geroep is. Geroep is. Sê, ek is geroep. Ek is geroep. Tot gemeenskap. Tot gemeenskap. Hoor wat sê hierdie skrif? God is getrou deur wie julle geroep is tot die gemeenskap met sy Seun, Jesus Christus, ons Here.
Nou as ons die skrif verder vat, en ek het al daai skrif gedeel, dat dit begin by liefde vir God, verhouding met God, gemeenskap met hom, maar ook liefde vir mense, verhouding met mense, gemeenskap, in gemeenskap met mense. So as ons praat oor in gemeenskap, begin dit by die Here. Ek is eers in gemeenskap met hom. Ek het niks om te bied vir Christa, as ek nie in gemeenskap met die Here is nie. Die liefde wat ek gaan gee, is 'n liefde wat ek by hom ontvang. Hy leer my hoe om lief te hê. En ek kan jou lief hê vanuit die liefde wat ek ontvang. So dis gemeenskap eerstens met die Here. Ek is geroep tot gemeenskap met Jesus Christus. Skrif wat jy daarby kan byvoeg is Johannes 17 vers 3, waar Jesus sê, dit is die ewige lewe, om u te ken, en Jesus Christus wie u gestuur het. Dit is die ewige lewe. Dis waaroor die ewige lewe gaan. En as dit is waaroor die ewige lewe kan gaan, kan ek net sowel nou reeds begin om dit te beoefen. Want ek is nou reeds in daai ewige lewe, want ek het Jesus aangeneem. En dis hy wat my ewige lewe, my uitbestemming bepaal. Dis waaroor dit gaan. En daai woordjie in 1 Korintiërs 1 vers 9, geroep tot gemeenskap, is die Griekse woord, en jy mag hom al gehoor het, koinonia. Ken jy die woord? Hy het 'n klokkie, koinonia. Griekse woord hier is koinonia. Ons is geroep tot koinonia. In die Engels, ons praat, die woord gemeenskap klink snaaks. Jacques, praat jy nou van seks? Nee, dis nie daai gemeenskap nie. Dis gemeenskap van gelowiges. Skus, as ek dit nou so uitdraai, dit is nou in die kerk, maar dis al wat ek voorheen die woord gehoor het. Dis die mooi woord vir intiem verkeer. Nee, dis nie dit nie. Dit is ook intieme verhouding met mense. Om in gemeenskap met mense, gemeenskap met die Here, gemeenskap met mekaar. Maar die Engelse woord is makliker op ons ore. Fellowship. Daar hoor ons hom nou. Nee, dis makliker. Ag, dankie Louis vir jou. Fellowship klink baie beter, nee, hierdie gemeenskap ding. Okay. Fellowship. Ons is in fellowship. Nou die woord fellowship, ek spot altyd, is two fellows in a ship. That's fellowship. Dis inderdaad dit. Is om met iemand anders in naby verhouding te staan. Two fellows in a ship. Fellowship. Nou wat beteken koinonia? Fellowship, oftewel gemeenskap. Wat beteken dit? Dis nou die Engels, nie spesiaal vir jou, gaan dit nou in Engels gooi, hoor. Nou kan jy ook verstaan. Sharing together. Is om te deel. Ons deel alles met mekaar. Unity. Eensgesindheid, eenheid. Partnership. Vennootskap. Koinonia gaan oor vennootskap, partnership. It's also close association, nabye verbintenis met mense. Close association. Also participation, deelname. So dis nie passief nie, dis 'n aktiewe betrokkenheid in mense se lewens. It's a community, 'n gemeenskap. Dis nou waar die woord nou deurkom. Mense wat saamkom, saam deel, saam betrokke is in mekaar se lewe, saam bewus is van mekaar se hoogtepunte en laagtepunte, intieme kennis dra van wat in mekaar se lewens aangaan. Dit maak van ons 'n gemeenskap. En dit is een van die woorde waar Handelinge 2 afgeskop het en dit gegaan het oor die uitstorting van die Heilige Gees, is koinonia iets wat saam met die uitstorting van die Heilige Gees plaasgevind het. So dis 'n direkte gevolg van die Heilige Gees se werking onder gelowiges. Is koinonia. It's a unity brought about by the Holy Spirit. In koinonia, the believer shares in common an intimate bond of fellowship with the rest of the Christian society. Hoor julle,
Hierdie is nie godsdiens nie. Dis nie van, ek daag op en ek is anoniem, en ek maak nie regtig oop van myself nie, ek het nog steeds hierdie masker. Dis nie skynheilig nie. Koinonia is intiem, eerlik, opreg, betrokke, deelname, saamgebind met medegelowiges. Koinonia cements the believers to the Lord, Jesus, and to each other. Nou vir 'n ou wat iets van bou verstaan, Sakkie, jy verstaan iets van bou. Jy ken bonding liquid. Wat is bonding liquid, sê gou vir ons? Dit bind materiaal saam. OK, nou koinonia is die Heilige Gees se bonding liquid, wat ons saambind aan mekaar. Want dis verskillende tipe materiaal, wat anders is, want as jy sit bonding liquid op iets, as jy iets anders wil verf op 'n ding, maar die verf gaan nie plak op daai, nee, dan sit jy bonding liquid op, en die bonding liquid bind met die eerste substance, en bonding liquid sal weer met die volgende ding bind ook. So, waar ek en Sakkie nie noodwendig altyd met mekaar sou relate nie, kom die Heilige Gees se bonding liquid, koinonia, en waar hy daai agtergrond het, en daai tipe persoonlikheid, en ek heeltemal anders is, nou bind koinonia ons aan mekaar vas. Alhoewel ons uiteenlopende mense is, verskillende persoonlikhede, verskillende belangstellings, maar die een ding wat ons saambind, is die naam bo alle name, Jesus. Nou kan ek en Sakkie om 'n vuur sit en kuier, want Jesus is die belangrikste in ons lewens. Jy hoor? Nou leer ek iets van bouwerk, want hy was 'n kontrakteur sy lewe lank, en nou kan ek leer oor dit, maar ek was nie dit nie. Verstaan? Maar ek kan nou saam met hom praat, want hierdie ou is lief vir Jesus. En daai koinonia bind ons saam aan mekaar. Kyk nou wat sê vers 10 van 1 Korintiërs 1. As ons nou weet wat beteken koinonia, nou sê hy, en ek doen daarom dan nou 'n beroep op julle broers, in die naam van ons Here Jesus Christus, om eensgesind te wees. Daar moet geen verdeeldheid onder julle wees nie. Julle moet een wees in dieselfde gesindheid en dieselfde oortuiging. Eenmal ek hou daarvan. Is dit nie koinonia? Koinonia, wanneer ons by mekaar kom, moet hier een gesindheid onder ons heers. By the way, dis die gesindheid van Jesus. Nee, daar moet een oortuiging by ons wees, dat ek leef nie meer nie, maar Jesus leef in en deur my. En alles wat ek het en wat ek is deur hom en vir hom. Een gesindheid, een oortuiging, en dit bind ons in 'n eensgesindheid, dit bind ons in koinonia. As daar ware koinonia is, en iemand het seer in hierdie groep, gaan koinonia daai persoon toevou. Is dit nie? As daar ware koinonia is, en iemand gaan deur 'n egskeiding, gaan koinonia daardie persoon, daardie gesin nader trek. As daar koinonia is, en iemand het 'n sterfte in 'n gesin, wat gaan koinonia doen? Dit gaan daai gesin toevou. En die seer en die pyn help dra. Dit is wat koinonia doen onder gemeenskap van gelowiges. Nou, wat is ware gemeenskap nog? En ek wil so 'n bietjie tag uit wat ek al gesê het. Ek wil net die lyntjie laat deurgaan. En ek wil hê jy moet hoor. Om onsself toe te laat om te ken, maar ook om geken te word. So in gemeenskap moet ek toelaat dat mense my leer ken, en ek moet ook myself toelaat om iemand anders meer te leer ken. Iemand soos daai persoon wat ek nie noodwendig sou meer relate nie, maar ek besef ek het eintlik soveel om te leer by hom, en ek het ook iets om te gee. Om opreg te wees in elke verhouding, hoor mooi, en om aktief in 'n
paar verhoudings in te bou waarin ek niks terughou nie. So, gemeenskap verwag nie, Here nie, jy moet jou gut spil teenoor elkeen van hierdie 50 mense nie. Jy hoor, maar ten minste moet daar 'n paar van hulle wees teenoor wie jy werklik jou hart bloot lê. Maar teenoor almal kan jy opreg wees. Want ons is nie vreemdelinge nie. Ons is nie bywoners nie. Ons is lede van die huisgesin van die Here. Daar's eensgesindheid. Daar's koinonia in 'n huisgesin. Jy sien, daar's vertrouensverhouding wat opbou in gelowiges, gemeenskap. Vertrouensverhouding eerstens met God, maar 'n vertrouensverhouding met mekaar, met medegelowiges. Onthou julle laasweek my illustrasie waar ek vir Rossie gehad het, onthou julle, en ek op die arme man gespring het en hy moes my gewig dra. En ek sê toe, maar vertroue in 'n mens is nie dieselfde as in God nie. My vertroue in God is afhanklik. Ek kan net van God afhanklik wees. Maar ek kan nie van 'n mens afhanklik wees nie, want spring ek op hom en ek het my hele gewig op hom, nou is ek afhanklik van hom en hy trip oor die eerste klip in die pad. Wat gebeur? Ek gaan harder val. Ek kom hier uit die hoogte uit, my ken gaan skuur daarvoor. Ek gaan baie seer kry. En ek sien hoe mense seer kry in verhouding, vriendskappe, in 'n huwelik, wanneer jy afhanklik is van iemand anders en nie jou afhanklikheid in God gevind het nie. So vertroue in God moet afhanklik wees. Wat kan ek vind in terme van vertroue in iemand anders? Ondersteuning. So wanneer ek afhanklik is van die Here, jy's afhanklik van die Here, Robbie, kry nie jou afhanklikheid by die Here? Help my gou. Okay, jy's afhanklik van die Here. Ja, en wanneer jy afhanklik van die Here, ek is afhanklik van die Here, nou kan ek vir jou ondersteuning bied. En ek kan jou optrek. Okay, wanneer ek afhanklik van die Here, maar iewers along the line, dan sukkel ek, en dan kan hy my weer help, nee. Want hy is afhanklik van die Here. Dankie Robbie. As 'n plesier. Dan sê. So om ander mense te vertrou, vra van ons om eerlik te wees oor wie ons is. En ook om dapper genoeg te wees om daaroor te praat. Dit is 'n groot ding. Is jy eerlik met jouself? Erken jy teenoor jouself waarmee jy worstel? En is daar 'n platform, is daar gemeenskap met gelowiges waarin jy gemaklik is om dit te deel? Onthou wat ek gesê het, rye is goed. Ek deel vandag woord, ek teach, dit is goed. Maar dit kan nie hier eindig nie. Sirkels is beter. Want wanneer ons 'n sirkel maak, toe ons gister met daai 12 manne, sakkie, dankie Vader, was nie meer nie. Want 12 manne kan al 12 gemaklik deel. Raak dit te veel, dan verloor jy daai gemaklikheid. Elkeen van daai manne kon iets eerliks op die tafel sit. Kon mekaar vertrou. Dit is vir my meer koinonia as net dit. Eensydig. In 'n sirkel kan ons deel, ons kan harte oopmaak. Okay, dit beteken ook, as ons praat van koinonia, ons praat van vertroue, beteken dit ook, ons moet ons maskers afhaal, julle. Ons moet ophou voorgee. Ons moet ophou skynheilig wees. Ons moet bereid wees om broos, deursigtig van onsself te deel met ander. Dis moeilik. Dis moeilik. Veral as jy groot geword op 'n sekere manier, as jy vir hoe lank
altyd moes voorgee, miskien binne 'n huwelik, binne 'n familie. Dit is hoe ons familie is. Niemand het geweet wat regtig aangaan in ons familie nie. Ons is 'n geslote boek na die wêreld. Jou persoonlikheid is dalk so. Jy's 'n tipe mens wat terughou van jouself. En onthou, of jy nou introvert of extrovert is, God verwag nie van 'n introvert om nou skielik the talk of the town te word nie. Glad nie. Maar selfs 'n introvert moet kan vertrou. Moet kan eerlik wees. Die kring gaan ook kleiner wees, wie jy in jou vertroue neem. Maar iewers moet daar medeboeties, sissies wees, wie jy sê, ek is bereid om op die water te loop om hulle te vertrou. En hulle inspraak te gee in my lewe. Nie enige iemand nie, daai groepie, inspraak te gee in my lewe, te sê, spreek in my lewe. Ek laat toe, dat julle my help shape, sodat ek opgroei in die beste weergawe van wie God my gemaak het om te wees. Ek het laasweek 'n ding aangehaal. Ek het gesê, live your life as if you've got nothing to fear. Hoor gou wat sê ek hier, so leef jou lewe asof jy niks het om te vrees nie. Dis vir my ware gemeenskap, waar daar aanvaarding is, waar daar gemaklikheid is, waar daar koestering is, waar daar nie onsekerheid is en vrees is nie. Wat se tipe vrees praat ons hiervan? Vrees vir verwerping. Ons gee voor want ons is bang vir verwerping. Ons sit maskers op, want ons is bang vir wat mense van ons gaan sê. Ek het net dit om te gee, en ek is bang as ek myself is voor jou, dan verwerp jy my, want wat ek is nie goed genoeg nie. So ek dink, jy gaan my nie aanvaar nie. Jy gaan nie hou van wat jy sien nie. Ek is bang vir kritiek. Ek is bang vir opinies. Ek is bang vir skaamte. Skande. As my skandes op die tafel moet kom, wat gaan mense dink? Ek gaan nie meer daai mense kan face nie. Hel, die hele kerk weet nou van my dinge. Nee. En daarom hou mense terug. Daarom weer die maskers. Bang vir veroordeling. Veroordeling. Skinder. As soveel vyande van koinonia julle. Koinonia is die mees amazingste ding, maar ongelukkig wanneer gelowiges nie in die gees is nie, maar in die vlees, dan draai koinonia om in 'n skinderklap. Ons dink ons het die reg om nou mekaar se broosheid vir die wêreld. Daar's 'n stuk verantwoordelikheid ook, nie. Wanneer iemand jou in sy vertroue neem, het jy 'n stuk verantwoordelikheid om daardie persoon toe te maak. Daardie persoon te beskerm. Waardig op te tree van daardie persoon se vertroue. Live your life also as if you've got nothing to lose. Niks om te verloor nie. Wat is die goed wat mense voel hulle kan verloor? Mense voel, ek sal al my respek, mense sal hulle respek vir my verloor, as hulle weet wat ek gedoen het. Ek wil vir jou sê, daar's nie een van ons wat nie iets iewers gedoen het waarop ons nie trots is nie. Ons almal het iewers daai geraamte in die kas, iets wat ons gedoen het, iets wat ons aangevang het, waarop ons nie trots is nie. Ons moet die vrymoedigheid hê om met mekaar te kan praat en nie te voel ek het iets om te verloor nie. Wat kan mense nog verloor? Ek voel soms ek verloor my menswaardigheid, my selfrespek.
hoe ek voel oor myself. En is dan wanneer mense jou moet toemaak, wanneer jy broos is en so vulnerable is, as iemand jou nou verkeerd gaan hanteer, gaan ek jou nog verder in 'n gat indruk, en is dan juis wanneer geliefdes, boeties, sissies, jy moet toemaak, jy moet lief hê, jy moet koester. Live your life also as if you've got nothing to hide. Wat is die goed wat ons wegsteek? Ons steek ons verledes weg, ons steek ons foute weg, ons steek ons mislukkings weg. Niemand moet net weet nie. As ek in 'n nuwe dorp aankom, dank die Here, niemand weet wat ek aangevang het, daar aan die ander kant nie. Maar ongelukkig, die spooke van die verlede kom, trek maar saam, jy weet. Iewers kom het uit. Dan val my kaarthuis in mekaar. Want ek kan net so lank voorgee. Ek kan net so lank 'n masker handhaaf. Iewers gaan die ware klere uitkom, nie? Live your life as if you got nothing to hide. Wat steek ons nog weg? My onsekerheid. Ek kom so confident voor, maar ek is eintlik baie onseker van myself. Ek sukkel eintlik met myself. Ok, ek wil kom en ek wil nou 'n bietjie die skrif ondersoek. Ek wil die skrif nader trek. En ek wil hê ons moet 'n bietjie kyk, wat sê die skrif oor opregtheid? En ek weet nie, ek staan hier en ek besef, miskien het die Here 'n intieme groep vandag gekies om hier te wees. Dat jy iets hoor van God se oproep tot opregtheid. Want hierdie boodskap van vandag is nie vir my 'n anonieme boodskap, wat jy vir 'n skare bring en is nou anoniem nie. Dis vir my 'n intieme boodskap. Wat jy uit 'n plek van broosheid, bid ek, sal vat. Dat die Here met jou sal praat. Kom ons kyk na die skrif. Wat se tipe opregtheid? As die Here sê, wees opreg, waarin moet ons opreg wees? Nou die eerste een, blaai saam by Romeine 12 vers 9. Romeine 12 vers 9. Romeine 12 vers 9, en ek wil eintlik net daai eerste sinnetjie aanhaal. Hy sê, die liefde moet opreg wees. Die liefde moet opreg wees. Hy sê ook, verafskuw wat sleg is, hou vas aan wat goed is. Maar in vers 10 sê hy, betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. As jy so 2 verse aanskiep en jy kyk vers 13 sê hy, help jou medegelowiges in hulle nood en lê jou toe op gasvryheid. Hierdie is sommer straightforward praktiese instruksie in die konteks van koinonia. In die konteks van gemeenskap. Liefde wat opreg is. Bro, ons kan nie wil sê, hier is ons geliefd, hier is ons familie, maar ons liefde is aanplakkerig nie, julle. Ons liefde moet opreg wees. Dit moet genuine wees. Dit moet uit my hart uitkom. Want wat maak ek as ek dit nie opreg bedoel nie? Waarmee is ons besig as ons liefde nie genuine is nie? Betoon opregte broederliefde vir mekaar. Liefde sonder om voor te gee, sonder om aanplakkerig te wees, daadwerklike liefde wat die nood om my raak sien en bereid is om daardie nood op praktiese maniere aan te spreek, uit te reik, op te daag by iemand wanneer ek weet daai persoon het nood, die foon op te tel, 'n oproep te maak. Hoe gaan dit nou? Jy het Sondag iets gesê, Woensdag by die omgee groep.
het daar iets gebeur en ek kon agterkom, jy was nie gemaklik nie. Hoe gaan dit nou? Opregte liefde omgee. Opregte liefde. Ek wil terugkom na liefde, want ek voel liefde is die essence. Liefde is die hoofding van koinonia. So ek wil hê, sit 'n punt daar, ek gaan nou terugkom na hom toe. Ek wil net gou, net om 'n bietjie breër trek, en ek wil sê, goed, ons praat van opregte liefde. Ons kan ook praat van opregte geloof vanuit liefde. Hoor wat sê Timoteus, 1 Timoteus 1 vers 5. Hy sê, die doel van hierdie opdrag is om liefde by julle te wek. Ek hou van hierdie vers, wat kom uit 'n rein hart. 'n goeie gewete en opregte geloof. So wat hoor ons nou hier ook? Ons hoor opregte geloof. Maar ons hoor ook 'n rein hart. Jy kan nie werklik lief hê en jou hart is nie in die saak nie. Nie waar nie. Jy kan voorgee om lief te hê, maar jou gewete gaan jou ry. Nee. So 'n rein hart, 'n goeie gewete en opregte geloof. Dit praat van genuineness. Dit praat van koinonia. Dit is gemeenskap. Betoon daardie opregte kinderlike geloof. Geloof sonder om terug te hou. Sonder om te twyfel of te vrees. Radikale geloof wat aanvaar dat God die onmoontlike moontlik sal maak. God said it, I believe it, that settles it. Dis my opregte geloof. Maar teenoor my boeties, ek is bereid om saam met jou in geloof te staan. As ek dit sê, sê ek dit uit 'n plek van opregtheid. Ek kan nie net dit sê nie. As Sakkie sê, hy staan in geloof, en ek sê vir hom, ek is bereid om saam met jou in geloof te staan, dan moet ek iewers weer vra, Heilige Gees, herinner my. En dis met my die geval, dis nie die Heilige Gees wat my herinner, want my brein, soms mis ek die detail. Dis my vrou wat die detail onthou. Ek wens so Magda sal in elke gesprek saam met my wees, dat ek net alles kan onthou, want sy onthou soveel detail, maar ek onthou as die Heilige Gees my herinner. Soos ek weet, Sakkie gaan deur 'n ding, en ek kom weer by Sakkie, en dan kom die Heilige Gees, onthou? Sakkie het laas gesê, daar het iets wat hom pla. Hoe gaan dit nou met daai ding? Ek staan in geloof saam met jou, maar daai stelling moet kom met 'n plek van opregtheid. Dit moet gepaard gaan met my optrede. Kan jy sê ek staan in geloof nie? Wat kan ek doen saam met jou? Dat ons hierdie ding na die Here toe vat. Waar kan ek pitch as dit nodig is? Verstaan? Dan moet dade kom saam met my woorde. Maar dan ook, as ons kyk in Joshua 24 vers 14. Oulike skrif, hy sê, betoon dan nou eerbied aan die Here en dien hom met opregtheid en met trou. Dis my so interessante ding in die konteks van kerk. So my diensbaarheid moet opreg wees. So ek kan nie wil dien om gesien te word nie. Julle hoor, my diensbaarheid moenie wees, laat ek na dit kan sê, maar ek het nou dit en dat gedoen. Diensbaarheid moet amper wees van die een hand, sien nie wat die ander hand doen nie. Dan is ek opreg in die konteks van koinonia. Ek is bereid om jou te dien, sonder dat ek noodwendig erkenning najag vir dit. Ek wil sê, erkenning is broodnodig in koinonia. Ons moet kan mekaar raak sien, mekaar erken, want dit is ook liefde, nee. Dis daai opregtheid. Maar my diensbaarheid, soos Christus sing, moet 'n diensbaarheid wees wat kom met 'n bereidwilligheid. Al gee ek alles en ek ontvang niks. Is ek bereid om opreg mense
te dien. Kom ons gaan aan en ons praat verder. As ons sê, wat kan ons nog sê moet opreg wees? Opreg wees in my meegevoel. Huh? Iemand gaan deur iets en ek toon meegevoel. Dit kan nie, ag, jy is so jammer, maar ek sê dit net eintlik om ordentlik te wees. Dis nie aan nie. As ek meegevoel toon, moet dit opreg wees. My meegevoel moet opreg wees. Sjoe. Opreg in my belangstelling. Hoe gaan dit? En hier begin jy vertel en ek so sin, hoor jy, ek kan nie nou luister nie. Dis bietjie haastig. As ek vra hoe gaan dit, is ek opreg in my belangstelling. Of sê ek dit net om dit ordentlik te weet? Hierdie ding sny vir my deur. Daar's soveel goed. Opreg. Nou kom ek trek om nou terug na die liefde ding. Ek het gesê ek kom terug na liefde toe. Want liefde is vir my die essence. En kyk gou saam met my na 1 Petrus 1 vers 22. En ongelukkig ek kon hom nie in die Afrikaans mooi kry nie. Ek moes hierdie een in die Engels lees. New King James Version sê hy 1 Peter 1 verse 22. Since you have purified your souls in obeying the truth through the Spirit in sincere love of the brethren. Love one another fervently with a pure heart. So hier kom hy praat weer van opregte liefde, en ek hou daarvan, daar's weer eens 'n rein hart. Want opregte liefde kom vanuit die hart. Dis 'n hartsding. Liefde is 'n hartsding. Ek kan nie liefde toon, maar my hart is nie in dit nie. As my hart ook verhard is, sukkel ek om lief te hê. Ek kan probeer, maar dit gaan baie aanplakkery vat. As my hart nie oukei is met iemand nie. En ek moet hom nou lief hê. Dan sukkel ek om daai persoon lief te hê. Ek moet my hart eers regmaak. My hart eers voor die Here oopmaak. Dan kan ek daai persoon gaan lief hê. Nou hoor wat beteken daai woord opreg, opregtheid. Sincere love. Weer eens 'n Griekse woord, verskoon al die Griekse woorde, maar meeste van hierdie Griekse woorde gaan julle verstaan. Jy gaan nou hoor. Hoor wat sê, wat is hierdie Griekse woord? Hy is anupokritos. Anupokritos. Hoor jy iets van hypocriet? Maar anupokritos beteken moenie 'n hypocriet wees. Dit is interessant dat die woord in die Grieks vir opregtheid is 'n woord wat die negatief vir jou sê van die woord wat dit nie moet wees nie. So hy sê, julle weet skynheiligheid, julle wil gewoon moenie dit doen nie. Dit is opregtheid. Dis interessant, dis die eerste woord wat ek sien, wat actually vir jou probeer, let op wat jy nie moet doen nie, en wat hy vir jou sê om te doen. Want skynheiligheid, in die konteks van die Grieke, het gegaan oor iemand wat 'n show opsit, iemand wat in 'n show optree. En daai persoon sit mos nou, trek 'n kostuum aan, en lyk 'n sekere manier, en hy's eintlik hypocriet. Hy's eintlik besig om voor te gee, hy sit 'n show op. So hy sê, moenie 'n show probeer opsit met jou opregte liefde, wat jy vir jou broers probeer toon nie. Wees genuine. Moenie voorgee nie. Want as jy voorgee, gaan daai broer dit raak sien. Hy kan ons nou sien, jy is besig om 'n show te sit. Dis nie reël nie. Wees genuine in jou liefde. Ja. Sonder om aanplakkerig te wees. Hoor gou wat sê Hebreërs 13 vers 1. Ek is op pad om klaar te maak. Hebreërs 13 vers 1.
ook net een sinnetjie. Die broederliefde moet bly. Ons het net ook gepraat van broederliefde, opregte broederliefde, opreg, menende anupokritos, sonder skynheiligheid, nê? En hoor nou, wat is die Griekse woord vir broederliefde? Julle gaan hom herken. Philadelphia. Jy al gehoor van phileo, is die liefde tussen broers. Philadelphia is broederliefde. 'n Liefde tussen medegelowiges. So my anupokritos, opregte, sonder skynheiligheid, moet ek liefde tussen my broers, my medeboeties en sissies, najaag. En dit bring my by koinonia. Wanneer ons in eensgesindheid met mekaar staan. Anja, jy kan dalk vir my. Dan 'n laaste versie, wat so tot my hart spreek. Johannes 13, vers 34 en 35. In die konteks van alles wat ek nou met julle gedeel het, kom Jesus en hy sê, ek gee vir julle 'n nuwe gebod. Ek gee vir julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, moet julle ook mekaar lief hê. As julle mekaar lief het, dan sal almal weet dat julle disippels van my is. Dit is gemeenskap, julle. Gemeenskap van gelowiges moet die liefde van Christus die samebindende faktor wees. Maar dan sê Jesus, soos ek julle lief het. So ek kan nie vir Christa lief hê uit myself uit nie. Ek moet haar lief hê met die liefde waarmee Jesus my lief het. Hoe het hy my lief? Hy het sy lewe vir my gegee. Onbaatsigtelik, onvoorwaardelik. Al voel ek Christa tree op 'n sy groet my nie. Of wat ook al, ek kan fout vind, nê? Maar God sê, hê mekaar lief met die liefde waarmee Jesus jou lief het. Dan kan koinonia gebeur. Maar as ek my liefde vir jou gaan koppel aan 'n klomp voorwaardes, ek gaan nie die ouens lief hê wat my lief het, sal iemand sê. Man, ek sal vriendelik wees met die ouens wat met my vriendelik is. Wat help dit? Wat help dit, jy's net geduldig met die ou wat met jou geduldig is? Wat is die uitdaging daai? Die evangelie gaan juis daaroor om liefde, geduld, meegevoel, empatie te gee. Al verdien die party vir wie jy dit gee, dit nie. Want dit is wat Jesus met jou gedoen het. Het jy sy liefde verdien? Nee. Het jy sy geduld met jou verdien? Nee. Het jy sy empatie met jou verdien? Nee. Gee dan daai selfde onverdiende geduld vir iemand anders. Voor jy geïrriteerd is, voor jy aanstoot neem, hê eerder opreg lief. Want liefde is uit God. Hy is liefde. Dis sy essens, dis sy karakter. Liefde. Kom ons sluit die oë. Sjoe, Vader. Wat kan ons doen behalwe om voor U te kom en te sê, Here, help ons. Ons besef, ek sukkel baie keer met opregtheid. Ek sukkel om opreg empatie te doen, opreg belang te stel, opreg om te gee.
Want ek is in soveel opsigte nog mens. Ek is distracted, my kop is op ander plekke, ek is haastig, ek is taakgerig. Maar U roep my om meer mensgerig te word, meer verhoudingsgerig te word, meer opreg te wees, vry van aanplakkerigheid, vry van skynheiligheid. Here, inteendeel, ek wil vra, vergewe my, vergewe ons vir ons skynheiligheid. Vergewe ons dat ons reg staan om te veroordeel, terwyl U reg staan om ons lief te hê. Vergewe ons dat ons vinnig praat en nie vinnig liefhet nie. Want liefde maak iemand se foute toe. Ons het nodig om ons boeties en sissies se foute te bedek en nie hulle foute te bespreek nie. Vergewe ons, Here. Vergewe ons, Here. Vergewe ons. Ek wil vra, as jy daar is waar jy sê, Here, vergewe my. Ek is in my hart gedruk om net op my knieë te gaan. As jy kan, gaan saam met my op jou knieë. Here, ons kom voor U en ons vra in verootmoediging vra ons, Here, vergewe ons. Vergewe ons waar ons nie opreg was in ons liefde, selfs teenoor U nie. Waar ons U dalk net sien as 'n spaarwiel. Ons is reg om met U te praat wanneer dit ons pas, wanneer dit op ons terme is, maar ons is nie opreg nie. Here, ons is skynheilig, ons gee voor, want ons is bang vir wat mense gaan sê, wat mense van ons dink. Ons is meer begaan oor die opinie van mense, as wat ons begaan is oor die liefde van God. Here, help ons om te laat gaan van die skynheiligheid, help ons om te laat gaan, vergewe ons. Ons vinnig was om iemand te oordeel, vinnig was om iemand se foute uit te wys en selfs te bespreek met iemand anders, maar nie vinnig is om daai persoon toe te maak met U liefde nie. Vergewe ons as ons dalk op die kantlyn gestaan het en nie bereid was om mense toe te laat verby ons maskers nie, of verby ons seer nie. Maar vra ek ook, Here, dat U ons harte kom genees, as ons harte dalk hard geword het, Here, want ons het seer gekry, ons het teleurstelling beleef, ons is opgetrap, Here, en ons reageer vanuit seer. Kom genees ons harte, kom haal die kliphart uit, Here, en gee vir ons weer 'n hart van vlees. Gee dat ons 'n skoon gewete kan hê, soos ons voor U kniel. Gee dat ons rein hart kan hê, soos ons voor U onsself verootmoedig. En gee dat ons opreg sal glo in U. Opreg, met kinderlike geloof, na U toe sal kom, en sê, Here, hier is ek. Raak my aan, vergewe my, was my met U bloed, sodat ek skoon kan wees, witter as sneeu. Dankie, Vader, vir U genade, U liefde. Dankie dat U ons nie veroordeel.
maar dat U ons toevou met U genade. In Jesus naam. Amen. Amen. Dankie. Ek kan sien daar's opregtheid. Mense wat die woord neem. Ons gaan die diens afsluit met 'n